Jy is ingeskakel by Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. My naam is Tanya Verster en die program is Hospivisie. Baie welkom aan al ons luisteraars op hierdie pragtige Sondagoggend. Hierdie program word vrylik moontlik gemaak deur Radio Kansel en word geborg deur die Abba en Bruis Stichting. En die missie en visie van Abba en Bruis Stichting is om mense te transformeer deur liefde met behulp van landbou en disippelskap. Pieter Barnard se gas in die ateljee vandag is Martie Botha wat gaan gesels oor: is daar hoop met 'n ongeneesbare siekte? Ons vertrou jy sal hierdie program geniet. Kom ons luister. Oudergewoonte 10:00 op 'n Sondagoggend is dit tyd vir Hospivisie. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sommer ook 'n groot dankie aan ons gas vandag hierso aanlyn, Martie Du Plessis. Martie, baie welkom en dankie dat jy bereid is om met ons te kom gesels. Goeiedag Pieter en al die luisteraars, baie dankie. Ek is voel geëerd om hier te wees. Martie, ek wil by jou hoor, baie mense het deesdae terminale siektes of ongeneeslike siektes en is daar hoop vir sulke mense? Ja, daar is verseker hoop. Ons enigste hoop is in Jesus Christus. So daar is verseker hoop vir ons as ons net by hom kan uitkom. En dan is daar antwoorde vir alles as ons net lank genoeg en aanhoudend genoeg soek daarvoor. Nou, jy het so ondervinding gehad, wat het gebeur? Ek was in 'n baie stormagtige, redelike abusive huwelik gewees vir 'n geruime tyd. En in die huwelik was almal altyd weet goed wat vir jou gesê word, jy moet so maak, jy mag nie so maak nie, jy word redelik verbied om die huis te verlaat en al sulke goed. So in die proses het ek nogal baie Bybel begin lees onwetend. So ek het toe later agtergekom dat daar regtig krag is in die woord, want daar sou selfs in tye wat ek gesit het en Bybel lees, dan sou ek agtergekom het dat die moeilikheid kom na jou toe aangeloop, maar as die moeilikheid sien waarmee jy besig is, dan draai dit om en dit gaan terug. So ek het regtig besef dat daar krag is daarin. So onwetend het ek eintlik regtig 'n verhouding met die Here begin opbou sonder dat ek dit in soveel woorde besef het. En eendag het die Here vir my 'n droom gegee en ek het toe my tasse gepak en ek het net eenvoudig met my kinders en my klere die huis toe nou verlaat. En toe het die Here vir my 'n weg oopgemaak in 'n ander dorp. Ek het toe by my ouers gebly. My kinders, deure het net alles in plek laat val. Die kinders het in 'n skool ingestap. Ek is 'n haarkapster, so ek het in 'n salon ingestap en die Here het regtig net bonatuurlik vir my voorsien en 'n weg oopgemaak. En toe ek nou dink, okay, ek's nou uit alles uit, so ek is nou op die pad van genesing. Toe kry ek hierdie siekte, fibromalgie. En het was nogal vir my 'n groot skok geweest, want in my kop het ek gedink, ek is nou weg uit my situasie uit, ek het nou die Here in my lewe, so hoekom dan nou hierdie verskriklike siekte? En ek was so baie ontstel daaroor, want dis 'n siekte waar daar nie medikasie voor is nie, daar's nie 'n oplossing voor nie. Die mense het nie regtig, die dokters en navorsers het nog nie baie inligting en kan jy baie goed behandel nie, maar jy het hierdie ongelooflike, onverklaarbare pyn. En wat die ergste van alles is, niemand kan dit sien nie, niemand verstaan dit nie, maar jy beleef dit. En dit was vreeslik traumaties vir my en ek wou nie daaroor praat nie. Ek was nog half ontstel oor die siekte wat nou saamgekom het en toe begin ek agterkom hier's 'n kliënt wat die hele tyd by my salon inkom en dan kom blaas sy net haar hare. En dan begin sy my so uitvra oor die siekte en dan sê ek vir haar, ag, los dit net en dan dink ek in my eie kop, jy het geen idee waardeur ek gaan nie, jy het nie idee hoe pynlik dit is nie, die feit dat daar nie antwoorde is nie. En dan is die vrou weer uit en so 'n paar weke later sê sy vir my, sy wil graag hê ek moet 'n boek lees. En
Ek sê te van nee, ek is nie eintlik iemand wat lees nie. So elke keer as hy daar inkom en sy raak die situasie van die boek aan, dan wil ek nie daaroor praat nie, dan sê ek het 'n verskoning, of ek kan nie Engels lees nie, of ek het nie 'n rekenaar nie, en sy sê te vir my, nee, maar ek gaan hom vir jou verniet gee. En dan het ek 'n verskoning daarvoor ook, en so om en by 3 maande later, bring sy vir my die boek op 'n stokkie, wat jy by die rekenaar insit, en sy sê vir my, nou het ek vir jou hierdie boek gebring. Dus sê sy, en nou moet jy hom lees, dis nou jou keuse. En ek gaan dink toe by myself, ag Grete, ek het ook al so baie foute gemaak en soveel dinge oorgekom in my lewe, dit sal seker nou regtig nie skade wees om hierdie boek te lees nie. En met die gevolg is ek die stokkie in my rekenaar gesit en ek het hierdie boek begin lees. En soos ek hierdie boek begin lees het ek vir die Here gevra om die hele tyd vir my te bevestig, is hierdie die waarheid? Is dit wat hy wil hê ek moet lees en hoe dit na my toe moet oorkom? En die Here het elke male, ek onthou byvoorbeeld die een keer, het een van die persone wat ek moes vergewe het, ek het die persoon gebel en gesê ek is jammer, en so 'n bietjie op 'n latere stadium bel die persoon my terug en begin toe net vir my van vooraf sleg sê, en hoeveel foute het jy gemaak, en jy is verantwoordelik vir dit en dit, en ek sê te vir hierdie persoon, as jy my wil aankla met my verlede, waarvan die Here my vergewe het, moet my asseblief nie weer bel nie. En toe ek op my bed gaan sit en ek begin hierdie boek verder lees, toe lees ek daar staan, op hierdie stadium sal jy sien dat mense jou aankla met jou verlede. En toe besef ek net weer, ek moet hierdie boek lees. So, op die ou einde van die dag, toe ek die boek 8 maande later klaar gelees het en gedoen het wat die boek sê, ek sal nou verder ietsie sê oor die boek, was ek gesond gewees. Die boek is geskryf deur 'n vrou wat 'n mediese dokter is, en toe sy haar eerste diagnose moes maak en vir die kinders moes sê, okay, julle mamma gaan nou nie meer leef nie, het sy vir die Here gevra hoekom. En die Here het 'n pad met haar gestap en toe vir haar hierdie kennis gegee. Die boek se naam is The Bible from a Medical Perspective, en dan Medicine from a Biblical Perspective. So dit sê eintlik alles, dis die Bybel saamgevat in mediese terme. En toe ek hierdie boek van vooraf begin lees en sien hoe jy elke dag reageer op iets en wat se effek dit op jou liggaam het, en as jy in hierdie situasie is vir 20 jaar, het dit byvoorbeeld 'n mediese effek op 'n sekere toestand in jou liggaam. Maar meeste van hierdie goed is maar 'n houvas deur die Satan, en dit gaan oor jou onvergewing, die feit dat jy mense nie vergewe nie, dinge wat in jou lewe gebeur het, wat jy jouself selfs partykeer vergewe ons onsself nie. En dan gee ons eintlik net vir die vyand hierdie reg om ons in hierdie bondage te hou waarin ons sit. En so sy verduidelik heeltemal die mediese storie van hoekom jy uiteindelik by hierdie siekte uit. Ja, sê vir my nou, het sy nou medies tot gevolgtrekking gekom dat onvergifnis veroorsaak die siekte, of vererger dit? Ja, die mediese ding wat in jou brein gebeur, wanneer jy byvoorbeeld woede het, die stowwe wat jou brein vrystel, wat dan in jou liggaam vrygestel word, en dan is daar weer jou beinniere met iets anders afskei om daai ding te werk, en op die einde van die dag veroorsaak daai samestelling, daai chemiese samestelling in jou brein, in jou liggaam, veroorsaak dat jou liggaam soos in 'n flight toestand ingaan. Met ander woorde, al jou goeie goed wat die liewe Vader eintlik gestuur het, dat ons liggame homself genees, daai gif begin dit fisies opeet en verwoes in jou liggaam. So jy raak baie meer vatbaar vir allerlei siektes. So jou immuunstelsel begin heel eerste af te neem.
So as jy vir 'n hele tydperk van 20 jaar in so 'n situasie is, dan is jou liggaam al heeltemal in 'n verswakte posisie. En dan is jy baie makliker vatbaar vir sekere siektes. En dis maar letterlik van die een siekte na die ander siekte na die ander siekte, en so deur mediese navorsing en fisiese Bybelverse wat sy aanhaal, waar die Here ons eintlik in die woord selfs waarsku en hierdie woorde sê, bring sy dit bymekaar. Sjoe, dit klink vir my soos 'n baie interessante boek daai. Ons het al iemand op die program gehad wat dit wetenskaplik bewys het dat onvergifnis veroorsaak selfs kanker en wanneer die vergifnis kom, dan raak mens gesond. Het jy dit ook so ervaar? Ja, ek het regtig gegaan, wat baie vir my gehelp het in hierdie boek is, sy sit dit regtig uiteen watter tipe vergifnis jy alles moet gaan doen, want ons vergeet baie keer om onsself te vergewe. Baie keer as ons in 'n situasie of in 'n verkeerde keuse gemaak het, is ons selfs kwaad vir onsself. En dan vergewe jy nie jouself nie. Jy vergewe dalk daai persoon. Nou kan jy nie verstaan hoekom gaan hierdie siekte byvoorbeeld nie weg nie. Maar jy het nagelaat om jouself, so sy in die boek sit sy dit baie mooi uit, dat jy seker moet maak dat jy vergifnis op alle gebiede doen. En ek het in 8 maande se tyd, ek is nou al omtrent 7 jaar, wat ek geen sins meer fibro het nie. Ja, dis wonderlik, nee, dis eintlik ongeneeslik, nee. Ja, alles sê dis ongeneeslik. En jy's nou genees? Ek is 100% genees. En wat dink jy die rol wat die Here gespeel het daarin? Die Here sê dat hy sal ons vergewe soos wat ons vergewe. Ja. En ek dink baie keer as vergeet ons dat ons hou ietsie, want ons koester dit nou maar en ons hou kwaad gevoelens. Maar dan daar sekere goed wat die Here ook nie vir jou kan vergewe nie, so jy self kom nie vry nie. En dit gee maar vir die vyand reg. Ja, ek hoor jou. Martie, baie dankie. Ek waardeer dat jy het regtig vir ons 'n kosbaarheid oopgemaak hier vandag. Ons het gesels met Martie Du Plessis wat met ons gedeel het, en ek lei af van wat sy sê, daar is hoop as jy 'n ongeneeslike siekte het, want God is in beheer, hy kan die geneesheer koop. Hy is Jehovah Rafa, die genesende God. Die program is Hospivisie en oudergewoonte is 'n tyd vir ons oordeenking, en Tanya, jou beurt, ons luister graag na jou. Dankie Pieter, ja, ek sien uit. Ek wil graag vir ons lees uit Markus 5 vers 24 tot 32, dit is die 1953 vertaling. En dit begin met die verhaal waar 'n raadslid van die sinagoge Jesus vra om sy dogter te genees. Daar staan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. So ons lees hier dat die vrou 'n bonatuurlike geloof gehad het, 'n gawe van geloof soos ons in 1 Korintiërs 12 sien. Hierdie geloof is 'n bonatuurlike gawe wat deur God die Gees gegee word, sodat ons kan glo in iets bo ons eie volwassenheidsvlak. Dit is bedoel vir 'n spesifieke persoon, tyd en doel. In die nuwe vertaling lees ons dat sy gedink het, maar die oorspronklike taal bevestig dat sy dit hardop gesê het. Die vrou het dus 'n verbale verklaring van geloof gemaak. Sy het geweet, as sy net aan sy kleed raak, sal sy genees word. Om dit hardop te sê sou vir haar erg in groot moeilikheid kon plaas. Sy was onrein en nie toegelaat om aan ander te raak nie. Almal het haar geken en van haar toestand geweet. Haar boernatuurlike geloof het haar gedryf om iets te doen wat teen die Joodse gebruike was. Sy kon selfs gestenig gewees het daarvoor. Maar hoekom het sy dit toe gedoen? Omdat sy geweet het,
as sy net aan sy kleed raak. Soms voel ons dat ons nie goed genoeg as Christene is nie, dat ons nie volwasse genoeg is om in ons geloof nie, veral nie tot op die vlak waarvan ons nou hierso lees nie. So hoekom sou ons so tipe geloof ontvang? Omdat God dit in ons plaas op daardie spesifieke oomblik, vir daardie spesifieke rede. Wanneer daardie geloof uitgeleef en bedien word vir die doel waarvoor dit bedoel is, dan is dit voltooi. In Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Of in Engels sê hy, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dit is deur die woord wat ons daagliks lees en hoor, en deur die leringe wat ons weekliks ontvang, dat ons geloof groei. Daarom is dit so belangrik om die Bybel te lees, en nie net stil nie, maar ook hardop, en om kerk toe te gaan. So groei ons geloof. Ek wil jou aanmoedig, wanneer jy voel die lewe druk jou neer, wanneer dit lyk asof daar geen hoop is nie, spandeer tyd in God se woord. Reik uit na die Here, verklaar dit hardop in geloof, dat God jou enigste oplossing is vir jou omstandighede. En bo dit, sluit aan by 'n gemeenskap naby jou en raak betrokke by hulle bedieninge. Om 'n lid te wees bedien nie net gemeenskap nie, maar ook 'n ondersteuningsgroep in jou omstandighede. Jesus het jou lief en wil jou help. Hy nooi jou uit om na hom toe te gaan, veral as jy vermoeiend en belas is. Hy sal jou rus gee. Kom ons bid. Here Jesus Christus, ek verklaar vandag hardop in geloof, dat ek genees is van al my siektes, pyn, laste en bekommernisse. Ek reik uit na U soos daardie vrou op haar knieë, en ek vertrou dat U my lewe vandag sal verander en nuut maak. Dankie Jesus. Amen. Amen, baie dankie Tanya. Nou ja, dis tyd om 'n bietjie musiek te maak. Ek dink kom ons ontspan so 'n bietjie en ons geniet die musiek wat ek vir jou gaan speel. Ek wil kaalvoet loop, sonder plan, sonder haas. Gee my die maan se glans, wawend deur koring fluister. Ek wil in spreiers dans. Laat my loop waar voete vry is, sonder plan of tyd se las. Met die son wat starre sak, oor 'n wêreld sonder haas. 'n Kaalvoet lewe, sonder goud of weelde, net grond en gras. Laat my hart klop rustig raak, soos die riete by die dam, want geluk lê in die stiltes, waar ek myself verstaan. Ek wil water drink uit my hand, ek wil lê in die gras. Kyk hoe wolke verbygaan, my hande vol niks, maar my hart vol lig. Dis rykdom genoeg vir my. 'n Kaalvoet lewe, sonder goud, net grond en gras. Laat my hart klop rustig raak, soos die riete by die dam, want geluk lê in die stiltes, waar ek myself verstaan. Sonder blink, sonder groot, net liefde in klein goed. Dis hoe ek wil gaan, met kaalvoete en oop hande.
Kaalvoet lewe, dis al wat ek wil hê. Die Here laat 'n mens nie vir altyd eenkant nie, en hy bring wel hartseer, maar hy het ook medelee, omdat sy troue liefde so groot is. Dit lees ons in Klaagliedere 3 vers 31 tot 32. Die mooi lied wat ons geluister het, was Kaalvoet lewe deur Stroomlyn. Dit was die Hospivisie program wat aan jou gebring is deur Radio Kansel en geborg is deur die Abba en Bruis Stichting. Jy kan gerus loer na hulle webtuiste by www.abba.afrika vir meer inligting oor wat hulle doen. Pieter Barnard en sy vrou reis gereeld om hulle sielewenner kursus aan te bied en hulle bied ook 'n rentmeesterskap kursus aan wat jy leer hoe om jou finansies volgens Bybelse beginsels te hanteer. Die kursusse is verniet en as jy so 10 of meer mense bymekaar kan kry, sal Pieter en Helene Barnard graag vir julle kom besoek. Nou, jy kan gerus Hospivisie skakel vir meer inligting en ook hulle nommer te kry en ek gaan hierdie kontakinligting nou deel, so gryp gou 'n pen en papier. Hospivisie bied ook ander wonderlike kursusse aan waarvan sommige geakkrediteer is deur die Universiteit van Pretoria en hierdie kursusse is aanlyn, so dit is nie fisiese teenwoordigheid nodig nie. Indien jy jou CBD-punte wil verbeter, kan hierdie kursusse help daarmee. Jy is welkom om hulle te kontak by die Pretoria kode 012-329-9492 en vra vir Luvengo. Jy kan ook vir Luvengo 'n e-pos stuur by friend@hospivision.org.za. En dan besoek gerus Hospivisie se webwerf vir meer inligting oor die werk wat hulle doen en hierdie kursusse. Dit is by www.hospivision.org.za. En dan natuurlik, as jy vir ons wil 'n brief skryf, dit is by posbus 12423 Queenswood 0121. Ons sal graag van jou wil hoor, skryf gerus. Nou ja, dit bring ons tot by die einde van vandag se program. Ek vertrou jy is bemoedig en geseën. Mag die Here jou in sy volmaakte vrede hou totdat ons weer ontmoet. Ek is Tanya Verster. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. En ek speel uit met Ek lê my lewe neer deur Alberton Lewensentrum Gemeente. Mag elke woord uit my mond U ere bring en elke gedagte wat ek dink U lof besing. Laat my lewe Heer 'n welgevalle geur van Christus voor U wees. Ek lê my lewe neer en ek gee oor aan die Gees. Neem die stuurwiel van my hart en al die ure in my dag. Ek lê my lewe neer in bekering en geloof. Neem die sluier weg met onbedekte gesig. Sien ons die heerlikheid en word ons verander in die beeld deur die Gees om meer soos Jesus te lyk. My hart en al die ure in my dag. U maak my hoofweg met olie, my beker besing U glorie. Laat die koninkryk kom heers oor my en laat U wil geskied. Ek lê my lief
ongehoorsaamheid. Vergewe my ongetrouheid. Ontsondig my met gesond en ek sal rein wees. Witter as sneeu voor U my hier. Ek lê my lewe neer en ek gee oor aan die Gees. Neem die stuurwiel van my hart en al die ure in my dag. U maak my hoofweg met oorlie, my beker besing die glorie. Laat die koninkryk kom heers oor my en laat die wil geskied. Ek lê my lewe neer. Ek lê my lewe neer. Ek lê my lewe neer. Ek lê my lewe neer.